Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. En daar's net een werklikheid. Dit is so interessant as 'n mens sit en kyk dat die hele skepping wat God gedoen het hy gedoen deur 'n woord van sy mond. En dan kom hy skryf en dan praat hy daaroor dat God het alles geskape deur die woord. En dan kom hy verder, dan praat die skrif met ons daar in Johannes 1 vers 1, hy sê in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. In ander woorde, hierdie werklikheid wat God aan sy woord gegee het, hy sê dat hy sy woord hoor as sy naam gemaak, skryf in die psalmes. So dit is so belangrik dat ons besef dat die groot werklikheid van God is die woord. En dat ons moet na hierdie woord gaan kyk, na dit wat God gesê het. So nou wil ek net vir ons bietjie ietsie wat in die week nou vir my opvallend was. Nou praat ek met mense en dan begin die mense dadelik, die oomblik as ek met hulle bietjie net begin praat, gesels oor die algemeen, dan begin die mense praat, omdat mense baie keer negatief is, en daar seker omstandighede is wat 'n mens negatief maak, dan begin die mense praat oor die duiwel. Ja, die duiwel is los, en die duiwel dit, en die duiwel dit. En dan moet ons besef met wie ons werklik te doen. En onthou, ek sê altyd vir die mense, dat ek praat met mense hieroor, want ek wil self ook dat mense met my oor dit moet praat, as ek dalk 'n bietjie op 'n punt afdwaal of wat ook al. So dis baie belangrik, is dat wanneer ons sit in 'n situasie, en iemand vra vir jou iets, dan kan jy vir hom 'n antwoord gee, of jy kan vir hom die antwoord gee. Anderwoorde, daar is 'n groot verskil. Enige mens kan 'n antwoord gee. Baie keer kry mense, hulle sê net iets om iets te sê. Dit is 'n antwoord, maar dis nie noodwendig die antwoord nie. Want die skrif sê hierdie antwoord, hierdie woord is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. So hierdie is die antwoord. Maar nou kom ons baie keer as ons kyk, dan praat ons eers en ons begin die duiwel meer plek gee. En ek wil net eers sê ons moet na 'n paar skriffies gaan kyk. As 'n mens besef werklik die duiwel wat 'n gevalle engel is, en God sê van die mens, sê jy's die kroon van my skepping. Wat is die posisie van die vyand, van die duiwel teenoor ons? As ons sê God sê ons is die kroon van sy skepping. Efesiërs 2 vers 19 sê dat julle is nou nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Kyk, waar sit ons? Waar is ons veronderstel? Die oomblik wat ons hierdie evangelie gehoor het en dat Jesus vir ons gedoen het en ons aanvaar Jesus Christus as ons lewe. Dan kyk, waar sit ons? En dan is ons nog steeds besig om die duiwel te verkondig. Kyk mooi wat sê hier in Markus 1 vers 34. Hy sê, baie wat aan allerhande siektes gelei het, het hy gesond gemaak en baie duiwels uitgedryf en die duiwels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. Nou moet 'n mens gaan sit en dink is, as die duiwels geweet het wie Jesus was, en ons besef op die ou einde dat Jesus Christus is nou ons lewe, dan het ons die antwoord. As jy net gaan dink aan Jesaja 9 vers 5, wat sê, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem, dis nou die een wat my lewe is, dis Jesus Christus, dis wat die een wat in my is, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Waarom luister ons nie eerder na hom nie, as wat ons dan so vinnig is om iets oor die vyand, oor die duiwel te sê. Markus 3 vers 11 sê, en elke keer as die onreine geeste hom sien, het hulle voor hom neergeval en geskree en gesê, U is die seun van God. So met ander woorde, dit is so belangrik dat ons sien, dat die vyand weet presies wie Jesus is. Maar as ons dan nou kom as hierdie nederige wurms, dan gaan hy oor ons loop. Maar die oomblik wat hy besef, dat groter is hy wat in my is, en as hy in die wêreld is, en dat Jesus Christus het die wêreld oorwin, sê Johannes 16 vers 33, hy sê, ou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Met ander woorde, dan weet die vyand, wie is nou jou lewe? Kolossense 3 vers 4 sê, Jesus Christus wat nou my lewe is. As hy jou lewe is, dan ken die vyand hom. Dan het jy geen rede om terug te deins, en
minder te gaan dink van jouself, nie omdat dit oor jou gaan nie, maar omdat dit oor Jesus Christus gaan. Die werklikheid toe Paulus hierdie evangelie bring, en hy word geroep op die pad na Damaskus, hoor wat sê hy, van sy bediening, wat het God vir hom kom gee? Hy sê hier in Handelinge 26, hy sê het op die grond geval, sê, wie is hier, Here? Hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Hy sê, maar rig jou op en staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn, om jou te bestem tot 'n dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het, en van die dinge wat ek nog aan jou sal verskyn, terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene, na wie ek jou nou stuur. Hoekom het hy vir Paulus geroep? Paulus deur al hierdie goed gegaan. Hy sê in Handelinge 9, hy sê God sê vir Ananias, sê vir Paulus, ek sal vir hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. Dis die roeping, hoeveel hy vir my naam moet ly. Hoekom het Paulus deur al hierdie goed gegaan? Om hierdie boodskap vir ons te bring en te sorg dat dit neergeskryf is, sê hy vers 18, Handelinge 26, om hulle oë te open dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van Satan tot God. Jy sien, God wil hê ons moet wegkom van om die duiwel te preek en by hom uit te kom en die werklikheid van Jesus te praat, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Die skrif sê, wanneer jy Jesus Christus bely, Romeine 10 vers 9 en 10 sê, sal jy gered word. Nie wanneer jy die duiwel bely nie. Mense, so baie belangrik, ek het hierdie gedeeltjie net ingesit, dat ons moet besef, waaroor gaan dit, dat ons moenie in 'n negatiewe tyd ingaan nie. Kom ons kyk na Romeine 8. Net so na die laaste 2 skrifversies. Hy sê, want ek is verseker, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Jesus Christus ons Here is nie. So belangrik, niks sal ons skei van die liefde van God nie. Nou wil ons met hierdie onwerklikheid kyk, maar ons besef dat die vyand weet wie Jesus Christus is, en ons moet Jesus Christus proklameer in elke situasie, dat hy die antwoord sal wees, want die duiwel weet wie hy is en weet wat hy gaan doen. Kom ons kyk hierso na Kolossense 1. Kyk mooi hier van vers 15 af. Ek hou daarvan om so te lees van vers 13 af, want hy bring vir ons hierdie selfde werklikheid. In die begin was dit, het God skeiding gemaak tussen die duisternis en die lig. God werk altyd met twee, daar is die negatiewe en die positiewe. Nou het God, kyk mooi wat sê hy, wat het hy in Christus kom doen? Ons was vrot van die negatiewe gewees in die Ou Testament, maar kyk nou, hy sê, vers 13 Kolossense 1, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis. Mense, hy het ons verlos van die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Hy het dit gedoen. Hy sê, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sonde. Nou dis ons hele probleem, omdat ons nie glo dat ons vergifnis van sondes het nie, omdat ons dink ons moet nog elke dag daarvoor vra, vanoggend as jy eet, vanmiddag as jy eet, vanaand as jy eet, vanaand voor jy gaan slaap, en die hele tyd sê, ag Here vergewe my sondes, maar hy sê hy het dit vir jou vergewe. Nou kyk mooi, nou op grond van daai twee skriffies bou hy nou die volgende wat ek gaan sê, in Kolossense 1 vers 15, hy is die beeld van die onsienlike God, Jesus, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye, en owerhede, en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Mense sien jy, het owerhede, magte, trone, wat ook al jy kan gaan kyk, dis dieselfde wat Romeine 8 sê, wat sal ons kan skei? Niks sal naby ons kan kom nie, tensy ons oopmaak daarvoor. Nou maar hier kom die antwoord van hier vat hy het nou saam, maak hom so bietjie skerper, in die 17de vers Kolossense 1, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Want onthou, hoekom kyk ons na Jesus Christus?
Alle dinge het deur hom geskape, want in hom, sê vers 16, is alle dinge geskape. Ons kan dalk nog 'n ander plekkie ook kyk waar dit sê. Hy sê, maar hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Dat Jesus Christus moet in alles eerste wees. Met ander woorde, wat is ons probleem? Wat het ons gaan en God bring vir ons hierdie groot werklikhede, dit wat hy kom doen het, en dan kyk ons eers na die probleem, voordat ons na die antwoord kyk, en dit is ons onwerklikheid. Ons moet nie na die probleem kyk nie, ons moet na die antwoord kyk, want daar kan 'n antwoord wees, maar Jesus Christus was die antwoord. Kyk mooi as hy praat in Efesiërs 4, dan praat hy van vers 22, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, jy moet jou denke verander. Nee, hy sê, en julle met die nuwe mens moet beklee. Wie is hierdie nuwe mens? Hoor mooi, kyk, hoor net hoe groot is dit. Beklee wat na God geskape is, 'n nuwe mens wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Wow, in ware geregtigheid en ware heiligheid, dit wat die mens na streef, om by geregtigheid en by heiligheid uit te kom, sê hy, jy moet dit net aantrek, en jy moet dit net aantrek, want dit is die lewe van Christus. Dan sê hy, daarom lê die leuen af, spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede, word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. En dan vers 27, en gee aan die duiwel geen plek nie. So, want die oomblik wat jy daar kom en jy tree uit, is presies wat in die sondeval gebeur het. God gee vir hulle die antwoord, die ek is, hy gee vir hulle die lewe van ek is, en hulle gaan en hulle besluit, hulle gaan na die vyand luister. Hy sê, gee aan die duiwel geen plek nie, geen beteken niks. Waarom nie? Want Jesus Christus moet in alles eerste wees, en as hy in alles eerste is, gaan daar nie plek wees nie. Jy gaan so opgewonde raak oor hierdie krag en hierdie gerusheid wat oor jou kom, dat jy gaan nie eens na die vyand probeer kyk nie. Mense, baie, baie belangrik. Nou sit ek en ek kry ons kry al hierdie briefies en goed wat mense stuur in WhatsApps, en ek kry so enetjie, en hy praat oor jou war room prayers, en ek dink toe, wow, ek het gesien, daar was op bestaan 'n fliek van the war room, en ek besluit, ek gaan nou hierdie goedjies vat, en is mooi, en ek fotostateer dit sommer, ek fotostateer sommer 'n hele paar, dat ek dit vir ander mense kan gee, en ek gaan kyk na daardie pamfletjie, en ek is so bietjie nie op 'n lekker plek nie, en ek besluit, ek gaan vinnig na hierdie war room prayers kyk, en ek vat hom en ek besluit, laat ek sommer begin by die nommer 1. Kom ons kyk gou wat sê die nommer 1. En ek kyk hierso so na vers 7, is die gedeeltetjie op die pamfletjie. Hy sê, wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel volgens die hele wet, deur die hele wet, wat Moses my knegt jou beveel het, wyk nie daarvan regs of links af nie, sodat julle met goeie gevolg kan handel, oral waar julle gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe is. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. En toe ek dit lees en ek sien, ek moet die wet onderhou, en ek mag nie links of regs afwyk nie, toe ek eers morbied, en eers neergedruk, want ek besef, 2 Korintiërs 3 het gesê, daar was 'n heerlikheid, die wet wat op tafels met klip geskryf is, maar dit wat God op ons harte geskryf het, was soveel groter gewees. Mense, hy sê, Christus is die einde van die wet, tot geregtigheid vir elkeen wat glo. So, nou kan jy kom en jy sit in hierdie situasie, en iemand kom en hy gee vir jou die wet, want die wet se doel was gewees om jou te wys hoe ver mis jy dit. En op daai dag, wat ek nou so bietjie nie lekker was nie,
self maar 'n bietjie in veroordeling gewees het, en toe nail hy my net daar, toe sê hy vir my, jy's die fout. En dit is die probleem, wat ons kan nie vir mense net 'n antwoord gee nie, jy moet vir die mense die antwoord gee. As ons gaan kyk na wat Jesus vir die mense sê, Jesus kom in Lukas 4, gaan hy woestyn in, nadat hy gedoop is, en die duiwel kom by hom, toe hy honger word, hy sê, as jy dan die seun van God is, maak die klippe, verander dit in brood. En mens besef dadelik dat eerstens is dit dat hy daag uitelik Jesus se identiteit uit, maar die ander werklikheid wat hy sê is, maak van hierdie klippe brood. Maar wat die vyand nie geweet het nie, is dat dit die werklikheid is, dat Christus het gekom om die klip, die wet, die brood te maak, want die brood is Jesus Christus. So, eintlik is dit 'n baie mooi gedeelte as ons daarna gaan kyk, hoekom hy dit gesê het. Vat hierdie klippe en maak dit brood, en dis juis wat Jesus kom doen het, om die wet wat op klippe gegraveer was, te verander in Jesus Christus, die genade van God, naamlik die brood van die lewe. Mense, so jy kan kom en as iemand 'n probleem het, vir hom 'n antwoord gee, dan gee vir hom 'n klip. En Jesus sê self, hy sê, julle vaders wat sleg is, wat weet om goeie dinge aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer nie ek nie. Aan die ander woorde, dis soveel meer dat dit wat God vir ons doen, is hierdie werklikheid, dat hy kom om vir ons die lewe te gee, die brood. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Galasiërs 2, dan kom Paulus by Petrus, nou moet 'n mens hierdie idee in jou kop kry. Jy weet, lank terug het ons die Sondagrapport gekry, en dan gaan die Sondagrapport, dan het jy nou gegaan, en dan die mense nou so met die kleingeld het hulle die rapport gekoop, gaan hulle huis toe, en dan sit pa daar op die leunstoel, terwyl ma die kos voorberei, en die rapport het gewoonlik op die agterblad so 'n interessante artikel gehad, en dan sit pa nou na hierdie goed daar dalk kan kyk, en net die oomblik as ma inkom, dan draai hom om, en kyk hy na die voorblad, dan lees hy na die belangrike nuus, dit net so half grappenderwys, maar kyk wat gebeur in die skrif. Hier kom Paulus en hy kom by Petrus en Jakobus en Johannes uit, hulle wat dan as die pilare geag is, en hy sê hier in vers 9 van Galasiërs 2, en toe hulle opmerk dat die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Sefas en Johannes, wat as pilare geag is, aan my en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenis kon gaan. En dan sien ons nou dat ons moet ook onthou, in Handelinge 9 het Jesus vir Paulus geroep om die boodskap na die heidene toe te vat. Handelinge 10 het God vir Petrus geroep met die laken en vir hom gewys, dit wat God rein gemaak het, mag jy nie onrein ag nie. Hy is net daarna Cornelius, hoofman Cornelius toe, wat 'n heiden was, en hy het hom die boodskap vir hulle gebring. Hy sê, ek mag nie hier wees nie, maar ek bring hierdie boodskap aan julle, want God het my gewys dat dit wat hy rein gemaak het, mag jy nie meer onrein ag nie. En woeps, daar val die Heilige Gees op hulle. Jy sien, so nou kom Paulus later, en hy kom in vers 11, maar toe Petrus in Antiochië gekom het ek hom openlik teengestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het. Want voordat sommige van Jakobus afgekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet. Maar na hulle koms het hy hom teruggetrek en hom eenkant gehou uit vrees vir die wat uit die besnedenis is. Jy sien, hier kom Petrus en hy is hier, dan is hy saam met hierdie en dan is hy saam met hierdie. Dan is hy op die voorblad, dan is hy op die agterblad. Mense, daai werklikheid kan nie wees nie. Kyk wat gebeur as jy hierdie boodskap, die boodskap van redding gehoor het, dat God het alles rein gemaak en jy mag dit nie meer onrein ag noem nie. En dat hy die heidene ingesluit het, en Petrus kom en hy gaan weer 'n keer, en hy sê hypocriet hier op hierdie stadium. Hy sê, en saam met hom het ook die ander Jode gevyns, sodat selfs Barnabas hom laat meevoer het deur hulle gevyns. Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, hy loop nie reguit volgens die waarheid nie, het ek vir Petrus in die teenwoordigheid van almal gesê, as jy wat 'n Jood is soos 'n heiden lewe en nie soos 'n Jood nie, waarom dwing jy die heidene
om soos Jode te lewe. Mense, baie belangrik, jy kan nie vir iemand 'n klip gee as hy 'n brood nodig het nie. As iemand na jou toe kom met 'n probleem, dan help dit nie, jy gee vir hom die wet en sê vir hom, luister, hier is hy, gaan maak jouself reg nie. Die groot werklikheid van die evangelie. En ons het baie van hierdie goed gehad. Ek het op 'n stadium, het ek in die onderwys gewees, en dan moet ons preekies doen in die saalopening, die mans, en dan het ek gegaan en ek het die Bybel gevat hier op 'n Sondag aand, en dan het ek gesoek, waar kan ek lees, en dan gaan ek altyd hier na die Nuwe Testament toe. Dit was altyd vir my iets maar ek het dit nooit verstaan nie. Dan blaai ek hier in die nakruisboodskap in Paulus se briewe, dan lees ek maar die goeds vir my dwaasheid. En dan as ek klaar is, dan gaan ek maar terug en dan gaan soek ek 'n mooi gelykenis en dan lees ek dit. En nou sit ek en wonder, nou dat ek bietjie na die evangelie gaan kyk het, Jesus praat met oor die gelykenisse. Hy sê vir die disippels, aan julle is gegee om dit te verstaan, maar aan hulle is dit gegee om dit nie te verstaan nie. Met ander woorde, die groot werklikheid van hierdie nakruisboodskap. Nou kyk hoe mooi, en ek vat toe hierdie skrifgie, nou die dag toe vat ek die Bybel weer, en dis die nuwe vertaling, hy het sulke opskrifgies voor elke hoofstuk, en ek gaan lees dit, en die vraag wat ek sê, is iemand na jou toe kom en hy soek 'n antwoord, moet jy vir hom Jesus gee, nie die wet nie. Kan kyk hoe duidelik sê die skrif, hulle die Bybel vertaal om dit anders te sê, maar 'n nuwe vertaling gebring, dis die 83 vertaling, en dit is vir my nog steeds duideliker. Kyk mooi, die brief is geskryf om die gemeentes van Galasië te waarsku teen die optrede van sekere dwaalleraars. Wie's dwaalleraars? Wat van elders af ingebring het. Hierdie mense het die gesag van die apostel betwis en het verkondig dat die nie-Jode slegs ook gered kan word deur die wet van Moses te onderhou. Paulus reageer skerp deur daarop te wys dat hy sy apostelskap direk van Christus ontvang het en dat verlossing verkry word deur in Christus te glo. Galasiërs 3 vers 7, nie deur wetsonderhouding nie. Hy sê jy kry nie jou geregtigheid deur wetsonderhouding nie. Mense, dis dan so duidelik hier. Hy sê Christus het die gelowiges vrygemaak van die wet en nou moet die vrug van die Heilige Gees in hulle lewe sigbaar word. Die inhoud van hierdie brief kom ooreen met die brief aan Romeine. Mense, as dit so duidelik is, en ons gaan kyk, hoekom wil ons dan nou nog steeds hy sê, hoe sal jy vir jou kind 'n klip gee as hy vir jou vir 'n brood vra? En daarom moet ons in ons bediening, moet ons nie vir mense klippe gee nie, ons moet vir mense die brood van die lewe gee, en dit is Jesus Christus. Die volle werklikheid wat God gekom het, en hy het dit in Handelinge 2, het hy hierdie lewe van Jesus Christus, die antwoord in elke mens se hart uitgestort. Nou kom hy nou sê in Efesiërs 4 vers 18, hy sê julle is nou net geskei van die lewe van God, van hierdie antwoord, hy sê deur onkunde, omdat julle harte verhard. Hy gaan verder, Romeine 1 vers 18 en 19, dan sê hy, dit wat geken word, is van God af. Hy sê, want hierdie werklikheid het God in elke mens se hart uitgestort. Hy sê eintlik in die 18de vers, dat mense in ongeregtigheid die waarheid probeer onderdruk. Maar dit wat geken kan word, het God self in elke mens se hart uitgestort. God het vir die mens die antwoord gegee met die uitstorting van die Heilige Gees, sodat geloof deur die gehoor en gehoor deur die woord van God kan kom, en dat ons, Efesiërs 1 vers 13, toe jy die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding, nie verlorendheid, gehoor het, en dit joune gemaak het, dit geglo het, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. Dit is die evangelie, dit is die antwoord. Amen.